Goeiedag, baie welkom by die pad van die hart. Het jy al ooit gewag op sonsopkoms? Ek praat nou nie van 'n halfuur vroeër opstaan om die son net te sien opkom nie. Ek praat van deur die nag gesit en gewag tot die son opkom. Ek moes toe ek in die weermag was, 'n paar keer wag gestaan het. Ons was een keer in 'n vyandige gebied en ek moes saam met 'n paar ander die peloton oppas sodat hulle kon slaap in die nag, die verantwoordelikheidsin. Maar daai verlange dat die son moet kom, dit vat baie lank. Dit is so moeilik om te wag tot die son opkom. En nou sê Dawid, ons moet wag op die Here. Net nadat hy sê, ek het my siel tot bedaring gebring, sê hy, wag, hoop op God. Hy sê, ek wag, my siel wag, meer as wat wagters wag op die môre, wag my siel op God. Hy sê, dink 'n bietjie aan wagters, hulle pas hulle skape op, dat hulle nie gesteel word nie, dat hulle nie verslind word nie. En hulle moet die hele tyd daar wees vir hulle. Kan jy dink deur die nag, hoe moeg raak jy? En jy kan nie wag dat die son opkom, dat dit kan klaar kry, die gewaggery nie. Maar dis hoe jy moet leef. Hy sê vir ewig, hoop, wag. Ja, dit beteken twee goed. As jy moet wag, beteken dit, jy kan nie iets daaromtrent nou doen nie. Jy kan dit nie tot 'n einde bring nie. Jy moet daarmee opsit. Hy sê eintlik vir ons, hy sê ek het my siel, maar dan is dit asof hy hom korrigeer om te sê ek het jou, maar is eintlik nie ek nie. Wat ek kon doen was om te hoop, was om te wag. Ek kan dit eintlik nie self doen nie. Ek kan nie die son laat opkom nie. Ek kan net wakker wees. Ek kan net daar wees. Ek kan net hoop. Dis iets wat vir my gegee moet word. Daar is hierdie idee dat as ek die tegniek kan kry, om met my binnewêreld op 'n sekere manier om te gaan, dan gaan dit met my gebeur. Dit is asof 'n meditasiemetode, as jy dit kan bemeester, hierdie effek op jou sal hê. Jou meditasie red jou. Die Judo-Christen tradisie kom met iets anders na voorskyn. Dis 'n verhouding, dis 'n koneksie, dis God. En ek kan dit nie self laat gebeur nie. Ek kan hom net vertrou. Ek kan net wag. Daar is wat ek kan doen, maar as wat ek nie kan doen nie. Dis miskien die verskil tussen hoop en verwagting. Verwagting is miskien 'n bietjie willful, dis 'n ek het sekere goed gedoen, en nou het ek hierdie verwagting, dit moet met my gebeur. En as dit nie met my gebeur nie, is ek geweldig teleurgesteld dat wat ek verwag het nie gebeur nie. Hoop is anders. My hoop is meer 'n vertroue op hom. Ek hoop dit. En ek kyk na hom daarvoor. Dis net hy wat dit kan laat gebeur. So dit is die eerste groot mite wat ons sal moet laat gaan. Dat ek in totale beheer is. Ek weet nie wat ek regtig nodig het nie. Ek moet hom vertrou. Hy sê, hy weet. En ek kan dit nie regtig self laat gebeur nie. Ek laat dit gaan. Hy moet dit vir my doen. Maar dan beteken dit om te wag en te hoop ook dat ek dit nie kry nie. Ek het dit nie nou nie. En as hy sê ek moet ewig hoop en wag, dan is dit half slegte nuus. Dat ek nie heeltemal totale vervulling en vervuldheid nou sal kan beleef nie. En dis 'n realiteit wat ons sal moet aanvaar in hierdie lewe, dat regtig
ten diepste ons nie volkome vervulling altyd sal kan hê nie. Ja, ons kan baie beleef en ons kan baie kry. En ons kan by tye voel en ons het dit seker al gevoel dat as dit net so kan aangaan vir altyd. As ek hierdie oomblik kan vries en op hierdie plek kan bly, sal die lewe dan maar wonderlik wees. Maar dit gaan verby. So Henry Nouwen sê, God does not answer all our prayers, does not solve all our problems, but He leads us to the mystery of our existence, where all problems and questions cease to exist. So dit beteken dat ek ten spyte van my tekortkoming, van my onvervuldheid, 'n vrede kan beleef. So die baba het stil geraak. Die kop is in die hart. Maar dit beteken nie dat al my probleme opgelos is en dat ek nou skielik gekry het wat ek wou gehad het nie. Nee, ek het dit nie gekry nie en ek gaan dit ook nooit kry nie. Maar ek het 'n vrede wat Paulus beskryf het, alle verstand te bowe gaan in Filippense 4:8 en dit bewaar jou hart en jou sinne, hierdie vrede. Karl Rahner het gesê, in the insufficiency of everything attained in this life, we soon come to realize that in this life, all symphonies remain unfinished. Die simfonie word nie voltooi nie. Maar ek kan met dit leef. Ek vind 'n nuwe lewe op 'n ander plek. Dis nie net deur te kry wat ek wil hê en te beheer nie. Dis nie om toe te gee aan die siel se geneigtheid en die diep myte waarna ek vashou. As ek dit kry, sal ek gelukkig wees. En ek kan dit kry en ek weet wat die beste is vir my lewe. Nee, dit lê om dit te laat gaan en om hom te rus en te hoop op hom. Dis 'n ander soort lewe. Dis om met bittersoet te begin leef. Die lewe in die hart het te doen met paradoks. Daar's 'n soetheid, daar's 'n diep vervullendheid, 'n tevredenheid. Maar daar's ook 'n bitterheid, daar's ook 'n verlies, daar's ook 'n ek het dit nie, ek kry dit nie. En hoe groter jy en hoe meer jy in jou hart inbeweeg, hoe meer kan jy in die midde van alles wat met jou gebeur, vrede, ja, onverklaarbare, onuitspreeklike blydskap kry. Ek kry dit in my hart. Dis ewig. Dis wees net saam met hom. En daarom sê Tyler de Jode, en ek wil dit graag vir jou lees. Above all, trust the slow work of God. We are quite naturally impatient in everything to reach the end without delay. We should like to skip the intermediate stages, while impatient of being on the way to something unknown, something new. Trust in the slow work of God. En dit is wat ons in hierdie afgelope 8 weke saam gedoen het. En ons reis deur Psalm 131 is ons basis. Om te ontdek dat ek het 'n siel. En my siel is soos 'n babietjie wat onrustig raak. Dis die geaardheid, dis sy natuur. Maar ek is nie my onrustigheid nie. Ek is nie my denke nie. Ek is nie my begeertes nie. Ek het dit. Maar ek kan dit stil maak. Daar kan 'n vereniging diep in my plaasvind met myself.
met God. Ek kan my hart vind en ek kan daar leef. En een van die dinge wat ons doen, en een van die praktyke wat vir eeue in die kerk beoefen is, en baie vrugtevol is, as 'n genademiddel, net 'n manier om oor te gee om die genade van God, sy liefde, sy werk te ervaar, is om in stilte te gaan sit. Jou oë toe te maak, jou aandag te plaas op jou asem, die assosiasie te skep dat my asem is nou 'n geskenk van hom. Sit lank daarby, maak dit 'n gebed. Jesus, met jou asem. Doen dit vir 'n tyd. Jy kan stilte beleef. Partykeer val jy in 'n diep groot stilte. Dis 'n geskenk. Die oomblik wat jy bewus raak daarvan dat jou gedagtes weer begin dwaal, bring jou gedagtes terug na jou asem en begin jou gebed te bid. Saggies, teer, herhalend. En op daardie manier kan jy verstilling bring. Aan die einde van jou tyd kan jy net sê dankie dat jy saam met hom kon wees. En dan deur die dag, wanneer jy bewus raak daarvan, dat die babietjie begin huil, dat hy onrustig is, dat hy geïrriteerd, gefrustreerd, angstig is, kan jy hom sus. En jy kan vir hom sê, hoop op hom. Wat is jy so onrustig in my? Hoop op hom. Kom ons wag op hom. Jy word uitgenooi om in hierdie tyd wat voor lê, hierdie pad te stap. En indien jy graag saam met ander hierdie oefeninge wil doen, is jy welkom om my webwerf te skakel vir geleenthede, tye en maniere waarop jy saam met ander dit kan doen. Totsiens.